Komitee grondhervorming, landelike ontwikkeling, grondhervorming, eiendomsbelasting, twee kwessies in boere, risiko, beheer. Goeiemôre dokter, baie welkom dat jy met ons gesels het. Nee, baie dankie, is lekker hierso. Dokter Boshoff, wat is een beleid in grondhervorming en eiendomsbelasting onderskei partye en ander partye? Kyk, wat grondhervorming betref, moet 'n mens vir jouself sê, die hele die hele magsewewig wat jy in 'n land het, word op die ou en deur grondbesit weerspieël. En dit is in die vorige bedeling so gewees, dis in die huidige bedeling ook so. Daar is nie regtig 'n manier om te sê jy is teen grondhervorming of jy wil dit voorkom of wat ook al nie. Wat belangrik is natuurlik, kom ons noem dit nou maar op die filosofiese of op die historiese vlak is, jy kan nie bekostig om jou opponent se verhaal van die geskiedenis jou eie verhaal te maak. Dit is 'n belangrike ding om te sê, hoor jy, ons sal ons eie storie vertel. Ons gaan nie dat ons opponente vir ons vertel wat in die verlede gebeur en ons eet dit vir soetkoek op nie. Die ander kant daarvan is, ons staan daarby dat grondhervormingsprojekte moet ekonomies lewensvatbaar wees. Dit kan nie net 'n kwessie wees, en dit is waar ons eintlik verskil van die ANC baie sterk, en dan natuurlik van die EFF en die MK nog baie meer, wat eintlik sê dit gaan oor dignity. Dit sal goed wees as jy goed werk, as dit ekonomies lewensvatbaar is, maar as dit nie is, dan gee hulle nie om nie. Nou ja, daar is ons glad nie. Ons het tegniese hulp nodig, die ouens, die begunstigdes. Dis 'n ekonomiese onderneming, dis nie net uitruilery van grond nie. U bekende orde en reg volbehouding. Hoe vertaal hierdie beginsels praktiese stappe boere, plaaswerkers kan verstaan? Orde en reg in plaaswerkers en wel, dit is nou, kom ons sê nou maar, dis nou deel van die beskawing dat die goed word gereël met wette. Mense het 'n primitiewe samelewing wat baie keer gaan oor ongeskrewe reëls en wat is die regte manier van doen, maar ons het in 'n era in beweeg waar alles volgens die wet gereël word, en dis waar eintlik wat 'n mens maar vir boere en plaaswerkers eweveel wil sê is, 'n mens moet sorg dat jy aan die wet voldoen. Daar is nie regtig wegkruipplek as mense in die moeilikheid beland en jy was buite die wet nie. 'n Goeie voorbeeld wat nou tragies is hierdie mense wat in die Vaalrivier verdrink het vroeër, ek dink verlede week, werkers wat as hulle per pad vervoer moet word na die werksplek toe, aan 30-35 km, maar dis net reg oor die rivier. Hulle het daarso op 'n tuisgemaakte vlot, hulle noem dit nou op die radio boot, maar ek het 'n foto gesien van 'n vlot wat oorgaan, en die vlot het gebreek en 6 mense het verdrink. Nou, daar's nie 'n plek om weg te kruip nie. Hier sal polisie ondersoeke wees, hulle sal kyk of hierdie vlot aan veiligheidsstandaarde voldoen het. Dit lyk nie asof hy het nie. 'n Mens moenie aan daai soort van goed beland nie. Dit skep spanning en dit maak dit onnodig moeilik om met mekaar klaar te kom. Waar is dit verkeerd geloop? Waar gaan grondhervorming gewoonlik verkeerd in Suid-Afrika? Is dit swak beplanning, politieke druk, of is dit gesamentlike samewerking, gemeenskapssamewerking? Ek dink in die finale instansie is die departement van grondhervorming is eintlik regtig nie een wat baie goed funksioneer nie. Hulle kyk nie of hulle 'n ordentlike passing het tussen die projek wat hulle beloods in die plaas nie. Hulle doen nie ordentlike opleiding nie. En die skeiding tussen die departement van grondhervorming en landelike ontwikkeling aan die een kant en landbou aan die ander kant maak dat niemand presies weet wie moet die nasorg doen. Ek bedoel, niemand kan in 'n boerdery instap en net 'n sukses begin maak nie. Dit is ongelukkig deel van die probleem dat mense dink as jy grond het, gaan jy sommer outomaties geld maak. En enigiemand wat boer weet, dit is nie so nie. U het verwys aan kokskraal, 'n voorbeeld van chaos. Watter les het jy vir Hessequas en Skoons geleer daaruit dieselfde foute vir my? Ja, knoflookskraal is 'n interessante wat sal ek sê, sosiale onderneming, dalk die regte woord om daarvoor te gebruik. Dit was 'n bosbougebied, staatsbos. Dis net daar as 'n ou by Sir Laurie's pas op is. Jy weet, so by Elgin, dan sit nou so op die regterkant. Was 'n staatsbos. Die bos is geoes, en waar hulle nou normaalweg weer sou plant, het hierdie mense ingestroom en daar gaan vestig. Nou, in 'n sekere opsig is dit chaoties, en 'n ander opsig, as mense mooi daar gaan kyk, dan is daar nog hulle heel
wat sal ek sê, daar's 'n struktuur, fisies en sosiaal. Daar's leierskap, daar so is bestuur. Die probleem wat dit chaoties maak is niemand het ooit die besit daar uitgesorteer nie. Die staat dring aan daarop dat hierdie mense is onwettig, hulle wil hulle van die grond af hê, maar daar's 'n stuk of 10,000 mense wat op daai plaas is. Dis 'n lekker groot plaas, jy kan nie hulle daar wegvat. Nee. En dit is dan beter om liewerster met die gemeenskap te gaan sit en te sê, okay, hoe formaliseer ons hierdie goeders? Maar dit raak 'n probleem as jy te stadig vorder met projekte, dan neem mense naderhand eie reg, en Knoflokskraal het nou nog daarbye uit 'n politieke element in die sin van dat hulle noem dit 'n Khoisan vestiging. Dit is nie maar net mense nie, dit is enige ou wat lus het om ergens 'n bietjie te boer, dis 'n Khoisan vestiging, hulle het daai kulturele inslag. En ek dink dit maak dit noodsaaklik om daar so die beste moontlik te doen. Plaaswerkergesinne. Waarom beklemtoon plaaswerkergesinne op skoonsgeleë dat die ware begunstigdes moet wees? Hoe kan dit 'n model wees oor toekomsgrondhervormings? Ja, dis nou 'n moeilike vraag. Dis 'n moeilike vraag. Ek wil mense moet miskien 'n klein bietjie meer presiese besonderhede van wat aangaan, maar ek kan net sê oor die algemeen wat baie keer gebeur met grondhervorming is, daar is 'n stuk grond wat nou geïdentifiseer word vir begunstigdes. Nou word die grond gekoop, maar daar is reeds plaaswerkers wat woon op daai grond. Hulle het gevoel, as daar grondhervorming is, moet hulle die begunstigdes daarvan wees. En nou kom hier ander ouens, en dan die nou eintlik konflik sommer reg van die begin af. En dit is nie net hier waar die ding gebeur nie. Ek het nou vanmôre afgery Mosselbaai toe om gaan kyk waar kom die varkboere vandaan wat nou hierso na skoon geleë moet kom. Nou, dis maar as daai ding deurgevoer word wat ek nie glo kan gebeur, dan gaan dit gaan 'n ramp wees. Dit gaan 'n goeie Afrikaanse disaster wees. Want dis 'n groot klomp varke, die mense bly nie by die boerdery nie, hulle woon almal daarso in die informele vestiging of in die formele behuising. Ek wil nie die mense by hulle huise gaan besoek nie, maar dan kom hulle nou bedags uit en hulle gee kos en dan gaan hulle aan hulle werk. Dis nie alleenlik boere nie, hierdie boerdery is net 'n aanvulling van 'n inkomste. En dit is ook afhanklik daarvan dat hulle by Mosselbaai is, by 'n mark waar hulle die goed wil gebruik. Daai persoon gaan nie sy werk in Mosselbaai prys gee om hier te kom wees waar hy by 15 km van 'n heeltemal 'n ander dorp is nie. So die ding kan nie werk nie. 'n Mens sal regtig, en dit is maar ons plan, is om van die grondhervormingskomitee se kant af in te kom op die projek en te sê oor ons sal weer moet dink. Dis eintlik baie werk dit. Ja. Ek het ook gesien, daar is 'n klomp beesboere. Nou, lyk my, hulle sê die beesboere is meer geesdriftig om hiernatoe te kom. Maar, weer eens, as al daai beeste wat daar is, dis 'n ander veld om te bestuur. Weet, daar by Mosselbaai is dit baie meer groen en ruig, en is 'n hoër reënvalgebied. Op die oomblik, kom ons sê, wat hulle probeer doen is om een konflik met 'n ander een te vervang. Daarso is die woongebied en dan die industriële gebied het so hierdie berg hang tussen hulle, en dis teen daai berg hang wat die boerdery is. En die ouens in die industriële gebied, hulle vrees dat hulle grondwaarde val as gevolg en dat mense nie meer daar wil erwe koop nie. Die ouens, toe ek volgende daar was, hulle die beeste nou so omgejaag, so na die so in die industriële terrein in, wat hulle, nou goed, dit is wat daai ouens kwaad maak. Maar om daai hoeveelheid beeste te bring na 'n plek wat ekologies dit nie kan dra nie. Dis nie 'n oplossing nie. Artikel 156 van die Grondwet munisipale uitsekerde byvoeglikheid beplanning. Hoe moet die munisipale optree om te keer dat sulke nasionale departement behoorlike prosesse ingryp? Ja, daar is dit belangrik dat elke sfeer van die regering sy terrein opeis en ordentlik beset, en eintlik as slegs as 'n munisipaliteit 'n fout maak of iets nie regtig doen nie, dan kan die provinsie of uiteindelik die nasionale regering ingryp. So dis
dis eintlik maar waar ek dink 'n situasie waar jy nie een regerende party gaan hê nie inkom. As jy net een party het wat munisipaliteit regeer, dan stem hulle alles deur, selfs goeders wat onreëlmatig stem hulle deur. Ja. En dan moet jy altyd nasorg gaan doen. Yes. As jy in 'n posisie kom wat die oppositie of die kleiner partye as die regering, jy weet, waar daar nie een is wat op sy eie kan besluit nie, om dit so te stel. Ja. Dan kan jy goedkeur voor dit gebeur, voor dit fout gaan. Dit is altyd makliker. So hulle kan dit keer. Ja. Ja. Eiendomsbelastingbeleid. Hoor klaar dat plase gekwalifiseer word en hoe landbougenoots, hoe kan mense inflasie tariewe betaal word? Ja. Dokter, kom ons begin weer van vooraf. Ons 'n bietjie interrap met mense hierso by ons, maar ons gaan nou dokter gaan nou met die mense weer gesels. Hoor klaar dat plase resoneer gekwalifiseer word. Wat is die siening van eiendomsbelasting? Hoe kan mense boorbelasting betaal word, tariewe betaal raak? Ja, wat ek nou verstaan hier gebeur het, is dat hulle sommer sê 'n plaas is 'n residensiële gebied omdat daar mense woon. Nou, dit is heel belaglik. Ek is doodseker iemand het net daar fout gemaak, maar nie almal wat 'n fout maak is altyd lus om dit te erken as hulle daarop gewys word, maar dit is mos nou logies, mense woon op 'n plaas. Ja. Dit word residensieel as die hoofaktiwiteit nie meer boerdery is nie, maar bewoning. En dan is daar 'n hoër of 'n ander belastingstruktuur en dis mos ook 100% logies, want sodra daar sê dan op dieselfde grond 500 mense woon waar daar miskien nou 20 woon, is daar ander dienste wat nodig is, die munisipaliteit moet dit lewer. Hierdie soort van goeders, as 'n mens dit nie in die munisipale raad hersien kry nie, dan sal 'n mens daarmee moet hof toe gaan of die departement van plaaslike regering in die provinsie kan ingryp daarop. Maar dit is heeltemal dit voel vir my so 'n bietjie na 'n absurde stap as ek dit wat hier gebeur of wat hulle beplan met die volgende begroting reg verstaan. Dan sal dit definitief op 'n ander punt reggestel moet word. Praktiese voorbeelde. Ons het gehoor van Sarel Jansen van Rensburg en Frans se gevalle. Hoe boere formeel bewaar word teen sulke waardasie en tariewe. Ja, die munisipale sisteme wet en die ek vergeet altyd wat staan in watter wet is, nie strukture wet en die sisteme wet, maar dit sit baie mooi uiteen wanneer die waardasies gemaak word, dit word gepubliseer, dan is daar kans om kommentaar te lewer of beswaar aan te teken. En tot 'n groot mate is mense gewoond om net daai goed te ignoreer, laat maar die stadsraad sal dit reg doen, maar as jy op 'n punt kom waar jy besef maar die munisipaliteit maak droog, dan moet hy eintlik maar net binne daai riglyne werk. En jy weet dophou wanneer dit gepubliseer word, kyk daarna, moenie maar net aanvaar dit sal billik wees nie. Uitwerk wat jou nuwe belasting en dan beswaar aanteken. En as die dispuut met die munisipaliteit geregistreer is, dan kan hulle ook nie maar net aanhou om dit te hef nie. En dan moet mense maar deur die proses gaan. Hulle kan beswaar aanteken. Ja, mens kan altyd 'n beswaar aanteken, jy kan altyd appeleer daarteen, maar dit help nou nie, ek kan nou nie hierdie jaar beswaar aanteken teen 2 jaar gelede se waardasie nie. Ou moet maar binne die regte tydraamwerke bly. Dit plaas 'n verpligting op elkeen van ons om meer oplettend te wees op die goed as wat ons gewoond is. Ons is amper klaar met dokter se vrae. Die SK begroting toon jaarlikse beweging van 5,7% inflasie. Hoe kan boere en gemeenskappe en munisipale verantwoordelik gehou word vir sulke besluite? Ja, dit is nou juis een van daai goeders. As die begroting gepubliseer word, dan kan 'n mens gaan beswaar aanteken daarteen en daar is 'n sekere perk van hoeveel heffings mag opgaan. Dit mag nie sommer net, dan kan nie enige verhoging opsit nie. Die punt is, dit is die soort van besluite wat as dit nie uitgedaag word nie, dan gaan hulle maar net voort daarmee. Dus so mense sal net deur die prosesse moet gaan om dit te staak. Ek dink jy het goeie regsmense hier wat daarmee kan help. Maar hulle kan die boere help, die regsmense kan die boere reg help. Ja, alles moet maar net in die regte tydraamwerke geskied. Dit help nie 'n mens, jy weet, as iets 'n gedane saak is, dan probeer jy dit omkeer nie. Wat is die langtermyn-ekonomiese gevolge van Eskom se boere as die laaste inflasie bly styg? Hoe raak dit die werkskepping en plaaslike ontwikkeling? Ja, Eskom is een van die plekke wat ek dink, daar's 3 inkomstebronne. Ek ken nou nie Riversdal so goed nie, maar kom ons sê dis die tipiese plattelandse prentjie.
dis boerdery, dis toerisme en dis maatskaplike toelaag. As jy enige van daai 3 wegvat uit die meeste plattelandse omgewings uit, dan sit jy eintlik sonder 'n ekonomie. Ja. En ek dink die owerheid oorskat partykeer die winsgewendheid van boere. Boerdery het 'n geweldige omset, maar hy het nie 'n winsgrens wat die soort van eise regverdig nie. En ons nou onthou, boere moet vir al hoe meer goed deesdae instaan wat die staat vroeër gedoen het, behalwe vir dat die onderwys vir hulle kinders baie duur is, moet hulle baie keer self hulle paaie in stand hou en moet self na hulle veiligheid ook omsien. Eintlik alles goed waarvoor hulle reeds belasting betaal. So dis belangrik dat 'n mens nie toelaat dat hierdie soort van munisipale, jy weet, uit die munisipaliteit se oogpunt is dit dalk dit lyk vir hulle soos 'n gans wat vir hulle kan goue eiers lê. Belas al hierdie plase net 'n bietjie hoër, maar hulle kan eindig deur die hele ekonomiese bodem uit die distrik uit te slaan. So as jy die boere wegvat, dan vat jy die werksmense ook weg, as jy die werkskeping nie. Presies. Ja. En die boere voer hulle regte word geskien. Watter regsaktivies het jy vir byvoorbeeld beswaar gevolge van artikel 78 van die baie hersieningsaansoek? Ja, ek is nie 'n regsgeleerde nie, moet ek nou dadelik sê, maar dit is deel van die hele opset. Vir elke aksie wat die munisipaliteit neem, is daar die geleentheid om eers net 'n dispuut te verklaar, en dan is die munisipaliteit op 'n onredelike manier reageer om dit in die hof te gaan beveg. En daar's 'n sekere beskikbare, wat sal ek sê, meganismes wat mense nie vroeër gehad het nie. Die ene wat sê die openbare toegang tot inligting. Tevore sou jy vir die munisipaliteit kon vra, hoor, gee vir ons die inligting, hoe het julle by hierdie besluit uitgekom, en dan kon die munisipaliteit gesê, weet jy, is nie jou saak nie. Maar vanaf die PAIA-wet, die Public Access to Information Act, ingekom het, kan jy 'n PAIA aansoek bring, en dan moet hulle dit vir jou lewer. So jy kan dan sien hoe het hulle dit gedoen, en as dit daarop neerkom dat daar was 'n amptenaar wat sy kop gekrap het en 2 syfer ingeskryf het, dan is dit dan is dit irrasioneel, en dan kan dit nietig verklaar word, en dan moet die munisipaliteit kan bewys dat hy op rasionele gronde die vaststellings gedoen het. Gemeenskapssamewerking. Hoe kan boere, plaaswerkers en breë gemeenskap saamwerk om 'n grondhervorming suksesvol te maak? Ja, dit is 'n moeilike vraag. Dit is 'n moeilike vraag. Die vraag is, waarmee is 'n mens presies met grondhervorming besig? En dit klink soos 'n strydvolle vraag, maar is eintlik nog 'n moeilike vraag. Partye beskou grondhervorming eenvoudig as hulle voel die grond moet in swart en in bruin hande wees en nie in wit hande nie. Dis 'n rasargument en is vir hulle eenvoudig en maklik. Ander sê goed, ons moet nou die hele landbouwaardeketting moet ons versprei kry, dat meer mense daaraan deelneem. Een van die wesenlike probleme waarmee ons sit is, plase word groter en boere word minder as gevolg van die vereistes van skaal in boerdery. En nou wil mense moet 'n groot getal klein boere vestig, wat eintlik dit werk 'n bietjie teen die kragte wat in die landbou aan die gang is. So ons sal moet maniere kry wat kleiner gevestigde boere kom ons sê nou maar die voordele van produksie op hulle kleinskaal kry, maar hulle moet saamwerk op bemarking en verkryging van insette. Dit maar waarvoor die koöperasies in die vroeë 20ste eeu gevestig is. Om die boere te help om op groot maat te koop en om wat die verkoop te kan meeding. En daarsonder die probleem is ons probeer met grondhervorming iets doen wat eintlik in die landbou en die breë presies in die teenoorgestelde rigting trek. En ek is nie doodseker dat dit op pad is om te werk nie, om die waarheid te sê. Niks dui daarop dat dit gaan werk nie. Dr. Slotboodskap, ons is nou amper klaar met jou. Dr. Boshoff, wat is die finale boodskap aan boere en die gemeenskap van Hessequa om hulle regte in plase te in hulle toekoms? Kyk, ek dink 'n boer op 'n plaas
is die ou wat dalk die grootste versoeking het om te sê, man, ek het nou niks met politiek te doen nie. So op my plaas is ek die koning, ek is die politiek op hierdie plaas en dit pla my nou nie, julle moet nou maar julle gang gaan. En die belangrikste boodskap is om te sê, jy sal maar in die politiek moet geïnteresseerd wees, jy moet ten minste jou stem uitbring, maar eintlik gaan die politiek baie meer as om elke verkiesing te stem. Dit gaan, of kom ons sê die demokrasie, gaan daaroor om te sê, daar is soos openbare deelnameprosesse, daar is, jy mens moet op hoogte bly. Jy kan nie net vir iemand instem en sê, goed, nou is dit jou werk om my probleem op te los. Toenemend moet 'n ou die goed self dophou, self deelneem, en uit politieke partye se oogpunt is die probleem eintlik tot 'n baie groot mate mense stel 1 keer in 5 jaar politiek belang, dus hulle besluit wat hulle gaan stem, en in tussentyd kan 'n raadslid of 'n wetgewerlid of wat ook al, enige politieke amptenaar kan soveel meer bereik as hy die samewerking het van die hele steunbasis wat bepaalde goed bevorder. En ons sal dit maar moet doen. As die regering doeltreffend is en hy gaan op sy eie aan en jy weet die amptenaar is funksioneel, dan kan 'n mens al bekostig om terug te hang en te sê, ag jong, gaan maar net voort. Maar ons is nie in 'n tyd wat hy dit kan bekostig nie. Maar toekoms vorentoe, dink jy boere is veilig nog sover? My die slot weer nou. Ja. Die politiek wat van grond kan baie gou en baie drasties verander. Dis iets waar ons voortdurend paraat moet wees. Op hierdie stadium dink ek byvoorbeeld die wetsontwerp wat Zwaneli Manje van die MK ingesit het om grondbesit, eiendomsreg af te skaf. Ek glo nie dit sal deurgaan nie. Hy wil eintlik artikel 25 van die grondwet heeltemal afskaf. En dan wil hy sê die grond moet behoort aan die people of South Africa. Lyk my, ek bedoel daarmee die tradisionele leiers. Nou, dis nie op pad om nou te werk nie, maar 'n mens sal voortdurend jou oog op hierdie bal moet hou. Want ek wil nou sê, 10 jaar gelede was dit nog amper iets wat jy nie kon sê nie. Daar sou nie steun gewees het om so wetsontwerp in te dien nie. Ons sal moet ons landelike gemeenskappe so ontwikkel om ook die druk af te haal van radikale partye. Op hierdie stadium moet ek sê, snaaks genoeg, vir my bietjie onverwags, maar het die klem van radikale politici eerder nou beweeg na onwettige buitelanders as na die situasie met grondbesit in Suid-Afrika. Nou, dit gee so 'n bietjie vir die boerderygemeenskap beweegruimte, maar dit is nie noodwendig dat dit vir altyd so gaan bly nie. Dit sal maar moet jou oë oop hou. Dokter, nogals vir my baie dankie. Jammer oor ek kom vra wat ek vir jou geleer. Nogals vir ons kan vir jou sê baie dankie dat jy uitgestem het om met ons te gesels in jou stories. Ja, dokter maak nou reg vir die mense daar buite om met hulle te praat. Ja, dokter, nogals dankie vir ons krag en dankie dat jy tyd gemaak het vir ons. Dankie. Nee, baie dankie.